Moedersdag is dit altyd hierdie boodskap en hierdie stories en hierdie kaartjies wat mamas kry en is pink en dit is linte en dit is so groot sak en die goed hang so uit en daarop staan, ma, jy's die beste. Jy's so oulik, jy's wonderbaar, goeie werk, ma, jy's so saggies en teer. Dis soos Jesus se roepstem, saggies en teer. Sy's so oulik, sy's so dierbaar, sy kry blomme. En op Vadersdag, kom aan manne, frik, julle kan beter as dit, nee. Regtig paas. Maar ek moet sê, die maas het op Moedersdag pap gekry. Ek hoop julle kry dit vandag vir Vadersdag as 'n ete nie. Ek het gesien, daar was ook 'n plannetjie agter daai een gewees. Ek wil vanmôre vir julle as vrouens sê wat jy is. Ons as mans, van my kant af, doen beter, is beter en voel baie beter. As julle net vir ons soms sê, ons is oulik. Wil jy nie, waar jy land jou man nou sit, wat die pa van jou kinders is, of miskien is dit die een wat die pa figuur is in jou kinders lewe, net na die man land jou te draai en sê, jy is dierbaar. Kom sê dit vir hom, jy's oulik, sê dit vir hom. Dan sê vir hom, jy is die beste. Kom sê vir hom, uit jou siel uit, die beste. Sien julle, lyk al klaar beter. Dit werk. Dis hoe ons manne funksioneer, dit is hoe ons werk. Dit sal baie interessant wees, om vanoggend die mikrofoon te gee vir 'n klomp van julle, om net om iets te vertel en te sê van iets voor jou pa. Dit sal baie interessante stories wees. Daar's van julle wat vanmôre vir ons gaan kon vertel hoe wonderlike pa jy gehad het. Hy was altyd daar vir jou. Hy het altyd in jou geglo. Hy het die beste in jou gesien. Jy het klomp kere gehoor by jou pa. Hy's trots op jou. Hy's lief vir jou. Hy het jou baie keer vasgedruk, gesoen. En jy het dit later nie meer gelike nie. Die spoeg loop, maar hy soen en hy soen en hy soen. Jy voel baie keer skaam vir jou vriende, nee, pa, stop dit nou, dit is nog genoeg. Maar jy onthou sulke memories van jou pa en dit is goed wat jy onthou en julle klomp jong mense wat jy is, jy eendag gaan jy daaraan dink. En jy het so baie by hom geleer. Maar dan is daar weer die ander kant van ons en sommige van ons wat hier so vanmôre sit wat miskien slegte herinneringe het oor jou pa. Jou pa was nie betrokke nie, jou pa was nie nooit daar nie, hy was net nie deel van jou lewe nie, hy was daar, maar hy was nie daar nie. As van julle wat hierdie belewennisse gehad het, hy het jou seer gemaak, het jou teleurgestel, of miskien het jy net nooit jou pa geken nie. En dit moet verskriklik wees om daai herinneringe te hê aan iemand wat eintlik so 'n wonderlike figuur in jou lewe eintlik veronderstel is om te wees. En ek weet, soms tree paas op en hulle doen goed en hulle het nie geweet hoe om anders te doen nie, dis maar hoe hulle groot geword het en dis jammer. En baie keer kry ek sulke paas regtig jammer. Maar juis vir elkeen van julle wat vanmôre hier sit en wat nie daai prentjie van 'n pa gehad het, die wil ek net vir jou sê, God is 'n good Vader. En hy wil dit vir jou ook wees. En jy mag dit nooit vergeet nie. En dan mag jy in jou lewe ten spyte van jou verlede en wat jy gesien het of tekort gekom het in jou ouer huis, want ons almal wat hier is, het 'n pa. Ons almal het 'n pa. En as jy dit nie gehad het nie, mag die Here op 'n manier vanuit sy genade vir jou net kom wys hoe wonderlik hy eintlik is. En mag jy dit sien in ander mense om jou, in ander paas rondom jou. Mag jy dit beleef by hulle. Selfs hier op Sondag. En julle paas wat hier is en wat betrokke is, wat daar is, jy het 'n groter invloed en 'n rol om te speel, nie net in jou eie kinders nie, maar ook Sondag hier, hoor. Kinders hou jou dop meer as wat jy besef. Ons hoor dit. So kom ons wees daai voorbeeld. En ek wil vandag sê, hierdie boodskap is vandag nie net vir paas nie. Ons almal gaan vanmôre iets leer. Ek wil vir julle 'n vers lees, so wonderlike belofte in Psalm 112. Hoor hierdie mooi belofte vanmôre vir gesinne, en ons almal wat hier is in 'n gesin. So dit is vir ons almal vandag hier.
Hoor wat staan hier. Dit gaan baie goed met iemand. Dit is nou 'n pa, ma, of 'n ouer of 'n oupa, ouma. Dit gaan baie goed met iemand, daai ouerskap, wat die Here dien en wat baie lief is om te doen wat die Here sê. Sy kinders, so 'n persoon se kinders, sal belangrike mense wees in die land. Dit sal goed gaan met die kinders van eerlike mense. Hoe kind wil jy hê? Hoe gesin wil jy hê? Hier's 'n groot tip vandag vir jou as pa en ma, oupa en ouma, as ouer. Dien die Here en wees lief om te doen wat hy sê. Dan gaan hy verder. Hierdie mense se kinders, die kinders is soos ligte wat aan die donker skyn vir mense wat eerlik lewe. Die kinders van daai mense is genadig en goed vir mense wat swaar kry en hulle doen reg aan ander mense en ander mense sal hulle vir altyd onthou. Ek wil sulke kinders hê. Maar dit begin by my as ouer. Dit begin by my as pa, dit begin by jou as ma en oupa en ouma. Ons invloed wat ons het in ons mense, in ons gesinne, strek baie verder as wat ons ooit sal besef. Wat 'n belofte is daar in vers 4 staan hy belofte. Ons kinders, hulle sal eerlik, genadig en goed wees. Elkeen van ons wil sulke kinders hê. En ek weet op die ou end het die kinders ook 'n keuse om te maak met hulle lewens. Maar sover as wat dan van my afhang as ouer, as pa en as ma en oupa en ouma, en selfs ons vandag hierso. Of jou kinders al baie oud is en uit die huis uit is en jy's al 'n senior, jy het nog steeds 'n invloed om jong mense en kinders se lewens Sondag hier. As ek hierdie vers lees, hulle sal eerlik, genadig en goed wees. Dit sê vir my dat daar's hoop vir ons kinders. Daar's hoop vir ons kinders selfs in Suid-Afrika. Ag Here, help hierdie mense. Ons kinders gaan eerlik en goed wees. Dit gaan goed gaan met hulle. Dit sê vir my daar's hoop vir ons kinders en vir ons kinders se toekoms ook in hierdie land. Amen. Ja. Maar ons het 'n verantwoordelikheid as volwasse mense. Dit begin by ons as ouers. Ons moet ons verantwoordelikheid vat. Op 'n stadium kom Jesus in Johannes 10 en hy sê iets, hy maak 'n aankondiging. Hy gee 'n belofte vir ons en ons ken hierdie vers so goed. En ek wil iets rondom dit vandag met julle deel. Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Jesus het dit gesê, hy sê, dis hoekom ek gekom het, ek het aardheid gekom, my lewe gegee, ek gaan sterf, ek gaan uit die dood uit opstaan, ek gaan my gees gee. Hoekom? Sodat julle as mense in 2025 'n lewe, maar ook dit in oorvloed kan hê. Nou die woord oorvloed beteken beyond measure, exceedingly and very highly. Dis 'n tipe lewe wat ek wil hê. Dit spreek vir my alles van groter, meer en beter oorvloed. Is nie genoeg nie, is meer as genoeg. Dit spreek vir my van iets amazing, iets groot. Dit spreek van extraordinary. Ons as mens is gemaak om meer te ervaar, meer te beleef en om meer voor te leef. Ons is nie gemaak vir die ordinary of die average nie. Ek glo dit met my hele hart. Ons is nie gemaak vir average nie. Jesus het nie dit vir ons kom leer nie, hy het dit nie vir ons kom wys nie. Hy het inteendeel vir ons kom sê, dis wat ek wil hê. Nou wat beteken ordinary? Hoor wat beteken dit? Gemiddeld, iets wat minder, normaal, nie baie indrukwekkend nie, vervelig, nie goed nie, ook nie sleg nie. Algemeen, en dan die mooi woord, die ander vertaling is common. Dit klink soos brakpan. Dis die ander woord vir ordinary, is common. Sê vir jou langs jou, asseblief moet net nie common wees nie. Ons ken common is maar common hier beteken ordinary, beteken net so, nie goed nie, ook nie sleg nie. Net so, Dit is so lekker om dit te sê, maar jy lyk horrible as jy dit sê. En as ons dit leef, nog erger. Dit is soos om 'n kontrakteur kom by jou huis, hy gaan werk doen, dan sê hy, meneer, voordat ek begin, sê hy vir jou, my werk is so average,
Nee, dis fyn, dankie. Lekker kom in. Of jy gaan vir 'n werksonderhoud en jy's so excited en die groot adverteer en jy kom daar, begin met jou te gesels en die ou met wie die HR persoon sê nou vir jou, meneer, ons betaal net average salaris hier. Hoe gaan jy voel? Sorry, verkeerde afspraak. Of jy staan die dag voor die kansel. Hulle staan daar en jy kyk na jou aanstaande en jou aanstaande sê vir jou, ek gaan jou vir die res van my lewe net average lief hê. Ek gaan jou vir die res van my lewe vir jou average kos maak. Ek gaan die gras average sny. Ek gaan vir jou average kar koop. Wat gaan jy doen daar? Sorry, ek is by verkeerde troue. Is dit nie? Ons verwag bo-gemiddeld, is dit nie? Ons verwag van ons lewe, ons verwag van ons werkgewers bo-gemiddeld. Ons verwag van ons skole bo-gemiddelde werk. Ons verwag vir kontrakteurs of wanneer ons by jou huis kom werk of iets doen as hulle jou kar diens, bo-gemiddelde werk. Dis wat ons verwag. Ons wil hê mense moet ons bo-gemiddeld lief hê. Ons soek nie goed average nie, ons soek nie so ook nie goed, ook nie sleg, net so ordinary, so kom nie. Ons soek ordentlike goed. Dis hoe ons wil wees, want hoekom? Dis wie die Here ons gemaak het om te wees en om te leef. Ons verwag niks minder as bo-gemiddeld nie. Daar's nie 'n manier wat ons God in dieselfde sin kan noem as average nie. Daar's nie 'n manier wat ons God se naam en wie hy is, as God die Vader, die Seun, die Heilige Gees kan noem in dieselfde sin as ordinary, as so of mediocre. Jy kan nie dit doen nie. God is baie hoër en baie groter as dit. Ek glo nie een van julle vandag wil hê wat hier sit voel jy wil average wees nie. Ek wil common wees nie. Ek wil ordinary wees. Nie een van julle wil dit hê nie. Ek hoop nie so nie. Luister net klaar, dan gaan jy nie meer so wil wees nie. Want weet jy wat om average te wees? Vat niks. Vat niks effort nie. Jy doen net wat gedoen moet word. Jy doen nie bare necessities. Jy doen net om jy bly net so onder die moeilikheid uit. Dit is niks om average te wees nie. Dit is niks daai ekstra wat jy doen nie. Maar ek glo die Here het ons geroep vir meer as average. Al julle paas, kry gou jou pak chips uit. Ja, ek weet van julle vrouens het in jou handsak gedruk. Sies man. Ek wil hê vat jou moenie oopmaak nie. Dis nie nagmaal nie. Ek wil hê vat jou pak chips en druk hom so teen jou hart. Daar waar daar staan you're not your average there. Druk hom so teen jou hart. Sien jy wat gebeur as jy daai chips teen jou hart druk? Not your average. Mag dit, pa, vandag 'n gebed in jou hart wees om 'n not your average dad te wees. Mag jy vanmôre 'n keuse maak, 'n besluit neem in jou hart, ek gaan nie average wees nie. Ek gaan groter en meer as dit wees. Mag jy as jy daai chip hap, ietsie binne in jou hart gebeur en sê, ek gaan nie average wees nie. En dan gee jy vir jou vrou klomp chips en sê, jy gaan nie average wees nie. Ek wil jy 'n vraag vra en ek weet, wil jy moet baie eerlik wees. Is jy average? Is jy seker? Is jy average? Jou verhouding met die Here? Is dit average? Jou stilte tyd, jou tyd saam met die Here, dis elke van ons, dis nie net paas nie. Jou tyd wat jy saam met die Here spandeer, average? Is jy average? Doen jy dit ordinary? Is jy tevrede met die tyd wat jy saam met jou mense spandeer, jou gesin, jou man, jou vrou, jou kinders? Is jy tevrede met dit? Of is dit average? Die manier hoe jy jou werk doen, waar jy werk, doen jy dit average? Doen jy net dit wat gevra word, niks ekstra nie. Jy doen net die bare necessities. Of doen jy dit kom in? Of loop jy die ekstra myl?
Dis wat Jesus ons leer. Loop ekstra myl, doen nie ekstra. Doen dit wat ook nie gevra is om te doen nie. By die skool, jong mense, ek wil gou by jou hoor, as hierdie average lyn is, waar is jy vandag? Met jou werk? Daar? Daar? Hier? Waar is jy vandag? Jou verhouding met die Here, waar is hy? Jy weet. Jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jouself, jou gesondheid, wat jy eet. Kyk jy na jouself, want dit is 'n liggaam, tempel van die Here, nie? Just a thought, 'n sideline. Hier is die average line. Nou kom die Here en sê, hierdie is kom verby. Alles van hier af onder toe sê die Here, dis nie oorvloed en die Here soek ons daar op, bo daai lyn. Waar's jy? Waar trek jy? Romeine 8 vers 11 is so mooi vers. Ek wil jy moet vir 'n oomblik dink, wat moes dit gevat het om Jesus na 3 dae uit die dood te laat opstaan? Dink net hoeveel mag en krag daar teenwoordig moes gewees het om Jesus na 3 dae, hy is dood vir 3 dae, om hom uit die dood te laat opstaan. Dink vir 'n oomblik hoeveel krag teenwoordig moes gewees het in daai graf. Dink vir 'n oomblik daaraan. Nou kom ek lees vir jou wat sê Romeine 8 vers 11. Die Gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in julle. Daai selfde krag wat Jesus uit die dood het laat opstaan het, bly op hierdie oomblik in jou en my as kind van die Here. Dan moet jy nie kom en sê, maar ek kan nie. Daar is nie 'n ding soos, ek kan nie. Want jy het God se Gees binne in jou wat dooies kan laat opstaan, wat bo average is. Die Here het ons nooit geroep om hier te wees nie. I will be a not your average man. I will live here. Ons het nie 'n verskoning nie. Ja, maar my baas. Ja, maar jy ken nie my vrou nie. Julle ken nie myne nie. Ek en jy het dit binne in ons om 'n not so average mense te wees. Die Gees van God is binne in ons. En dit moet van ons uitkom, van ons uit beweeg om 'n verskil te maak en 'n impak te maak in mense se lewens. Dis wat die Here wil hê ek en jy moet leef, is hier. Hou op karring hier onder. Dis kom in. Sê kom in. Dis nie jy nie. Jesus, ek gaan hierdie boodskap self download en kyk. Hoor wat sê Joel Osteen. You were not created just to get by with an average, unrewarding and an unfulfilling life. God created you to leave your mark on this generation. Ons is nie gemaak om net rond te ploeter nie. Ons is nie net gemaak om ordinary te wees nie. Not so average life. No, dit is nie 'n manier wat ons gaan average leef nie. Die Here het ons nie geroep vir dit nie. Die Here het ons geroep vir meer. En weet jy wat sê daai stelling en God se hart en God se droom vir ons lewens? Hy vra vir ons, just live up to it. In geloof. Kom ons begin bietjie vir bietjie net ons bietjie ekstra doen in elke area van jou lewe. Hoor wat het Jesus gesê in Johannes 15. Johannes 15 vers 16 kom Jesus en hy sê, dit was ek wat julle gekies het. En ek het julle met 'n doel gekies. Wat's dit? Julle moet 'n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja, julle moet 'n permanente verskil in hierdie wêreld gaan maak. Vra God om julle daarmee te help. En hy sal dit doen. Dit spreek van meer as average. Om 'n permanente merk te los in hierdie lewens. Waar begin dit? Dit begin by jou man, begin by jou vrou, dit begin by jou kinders, dit begin by die mense om jou. Dan gaan dit deur na jou werk toe, na jou vriende toe. Laat ons 'n permanente verskil maak
oral waar ons kom, want dit is hoe extraordinary mense leef. Die grootste geskenk wat 'n pa en ma aan sy kinders kan gee, is 'n PlayStation 5. Sorry, 'n iPhone 16. Net nie vir jou kind 'n Samsung koop nie, asseblief. Die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee, is 'n nice car in matriek. Of geld. Geef hom geld. Die grootste geskenk wat ek en jy as paas en as ouers, maas en oupas en oumas vir ons kinders en kleinkinders kan gee, is 'n voorbeeld van Jesus. Om te wys wie is hy? Wat kan hy doen? Wie is hy in my lewe? Nie wie is hy net by die kerk nie. Ek gaan vir hom wys wie is hy by die huis, by die sportveld, as hy studeer, as ek kwaad is, gaan hy dit sien, hulle gaan moet hoor, ek kan ook jammer sê. Ons moet hulle wys en leer wie is Jesus. Dis die grootste geskenk wat ons kinders kan gee. Hoe gaan ons dit doen? Baie maklik. Deuteronomium 6. Staan die volgende, baie bekende gedeelte in die Bybel. Daar staan, daarom moet jy, dit begin met die ouer, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Dit begin by ons as ouers. Dit moet in ons harte leef en wees. Die manier hoe ons Sondag hier aanbid, die manier hoe ons Sondag mense groet en nice is en vriendelik is, hoe ons in die winkels is en hoe ons tussen vriende is en wanneer ons by die familie kom kuier, hoe tree ons daarop en sê, dit moet in ons wees. Wat gaan dan gebeur? Wat moet ons dan doen? Dan sê hy, en jy moet dit, wat? Jou liefde vir die Here, hoe jy omgee vir die Here, gehoorsaam, jy moet dit jou kinders inskerp. En daaroor praat, wanneer? Net Sondag. Jy moet daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, dit wat jy doen met jou lewe. En dit moet wees, dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, dat almal dit kan sien. Dis soos 'n peisie wat net hier sit. Almal moet dit kan sien. My pa dien die Here en ek wil dit ook doen. My ma is lief vir die Here, my oupa, ouma, hulle gee my 'n voorbeeld daarvan. Dis wat hierdie wêreld gaan verander. En ek glo, dis hoe 'n natural average dad lyk. Amen. En ek glo, dis hoe elkeen van ons paas eintlik wil leef. Jesus het geleer. Hy het gekom sodat met die doel dat ons lewe en oorvloed kan hê. Vir jou 'n ander vertaling lees van daai vers, Johannes 10 vers 10 staan daar. Ek dink is die boodskapvertalings wat sê: by God sal julle die lewe voluit kan geniet. En dit is lekkerder as enigiets anders. Glo my. Dis Jesus wat hier praat. Hoor wat sê die Engelse vertaling? More and a better life than you ever dreamed of. Hoor hierheen. My purpose, Jesus sê, my purpose is to give them a rich and a satisfying life. Dit praat van above average. Ek weet, miskien sit jy volgende en sê, jy ken nie my lewe nie, Johan. Jy weet hoe het ek groot geword nie. Ek het nooit 'n voorbeeld gehad nie. Ek weet nie hoe nie. Ek het al so droog gemaak in my verlede. Ek het al my mense, my kinders, ek het al my gesin, my familie al so teleurgestel. Jy ken my nie. Ek het al my lewe tot hier toe, waar ek geleef het tot hier toe, was al so average, dit was so common. Ek wens dit ek het dit gehoor 20, 25 jaar terug. In die week kry ek hierdie vers en ek wil dit vanmôre vir jou gee en elke pa hier vandag. Job 8 vers 7 staan, sê die volgende: al het jy met min begin, sal jy met baie eindig.
Jou verlede is nooit 'n verskoning by die Here nie, nooit nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit maak nie saak wat jy aangevang het nie, dit maak nie saak hoe droog jy gemaak het in jou lewe nie. Jou verlede is nooit 'n verskoning vir jou toekoms nie. Nie as dit kom by die Here se genade nie. Hoor wat sê die Contemporary English Bible van hierdie vers. Although your former state was ordinary, your future will be extraordinary. Is dit nie mooi nie? En mag jy dit vandag vat. Die Here gee vandag vir jou en my weer eens 'n kans. En sê, kom aan man, ons meer. Ons kan meer doen, ons kan beter doen. Want wanneer ons extraordinary leef, wanneer ons above average begin leef, wanneer ons not your average leef, sien ons mense dit, ons gesinne sien dit, maar die mense by wie jy werk en saam met wie jy werk en vir wie jy werk sien dit. Hulle hou dit dop en hulle gaan agterkom. Daar's iets anders in jou. Jy doen bietjie meer, jy doen bietjie die ekstra. Wat is dit? Dan is dit vir jou kans om te sê, dis omdat die Here so baie vir my gegee, dis die minste wat ek kan doen, is om above average te leef, want die Here roep my tot dit toe. Die Here het so wonderlike doel en plan vir jou lewe. Hy het so groot plan vir jou lewe. Hy het 'n doel, dis ons jaartema, hy het 'n doel vir jou lewe. Meer as wat jy ooit kan besef. 1 Korintiërs 2 vers 9 sê dit vir ons. Daar staan, niemand het nog nooit so iets gesien of gehoor nie. In sy wildste drome kon niemand nog ooit homself so iets voorstel nie. Ek praat van al die dinge wat God voorberei vir die mense wat hom liefhet. Wat die oor nie gehoor het, en wat die oog nog nie gesien het, en wat by jou hart nog nie is opgekom het, nie sê die Here, het ek vir jou voorberei. Dit sê, dis bo average. Kom ons hou op rondploeter hierso, daar en daar. Kom ons begin tree vir tree, dag vir dag, te word dit wie die Here wil hê ons moet wees. Wil jy nie vandag opnuut weer 'n besluit en 'n keuse maak in jou hart en sê, Here, ek was lank genoeg kom in. Dit stop vandag. Want weet jy wat, om average te wees, is maklik. Daag net op en wees net. Maar om bo average te wees, vat 'n bietjie werk. Dit vat so 'n bietjie, dit vat so 'n bietjie vuur, dit vat so 'n bietjie durf en moed. Kom wil ons soos hy ander wees. Die Here het ons geroep na meer en na beter.